Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ek hoop dat almal lekker leestyd die afgelope week gehad het. Voorlees dalk vir iemand, of voorlees vir kinders of vir kleinkinders, maar dat ons regtig weer 'n boek in die hand kon neem en dit kon geniet. Nou op hierdie stadium begin ons nou al die herfs voluit beleef. Blare wat verkleur, blare wat val, en ja, die geniepsigheid van die koue begin al ook nader kruip, en ons begin nou al hoe meer, as ek die woord kan gebruik, hiberneer of 'n behoefte aan hibernasie hê. Nou hiermee saam, en dit is iets wat ek oor die afgelope tyd 'n bietjie mee te doen gekry het, en gedink het dit is dalk goed dat ons hierna kyk, is dan 'n lae gemoed of depressie by van ons ouer persone. Die simptome verskil nie veel van dit wat ons mee bekend is dan nou in die algemeen ten opsigte van depressie en die sogenaamde spesifiseerders nie. Maar ek dink dit word baie keer verwar of daar's 'n gemengde beeld in ouer persone wat maak dat ons nie regtig depressie sien vir wat dit is nie. Ons weet dat depressie tas ons slaappatroon aan, ons eetpatroon, ons gevoel of kontak in terme van intimiteit en alles daarmee saam. Maar ons ook 'n diep gevoel ten opsigte van ek is nie iets werd nie. Daardie waardeloosheid, daardie isolasie. Ek wil nie regtig ander mense sien nie. Dit is vir my regtig nie lekker om saam met ander of tussen ander te wees nie. Ek wil so half op my eie wees en my eie ding doen en myself eintlik maar isoleer. Nou ons weet dat depressie is 'n biologiese, as ek in aanhalingstekens kan sê, siekte. Depressie is nie een of ander gedagtegang van, ek het nou hierdie lae gemoed en nie. Daar is definitief 'n neurologiese rede. Soos wat ek verkoue sal hê, of griep, of 'n seer been as gevolg van kraakbeen wat nie meer daar is nie, is daar 'n neurologiese, biologiese oorsprong vir depressie. Nou, hoekom is dit vir ons belangrik om dan spesifiek in ons ouer persone hierna te kyk? Onthou, ons kom nou deur ons somertyd, dat dit gewoon weer is lekker, ons is geneig om meer buite te wees en buite te kuier en rond te gaan. So, as daar een of ander onderliggende probleem was, en nou dat dit kouer is en ons meer soort van afgesonder word, want ek meen dit is so, ons wil nie graag aan die koue uitgaan nie. Nou kom ons al hoe meer agter, soos iemand gesê het, ja, die pyn in my knie sê vir my eintlik wat se temperatuur daar buite. Maar nou kom ons agter dat ons eintlik met 'n klompie uitdagings ten opsigte van ons eie welstand sukkel. En wat dit moeiliker maak by ouer mense is die gemengde beeld. Byvoorbeeld, een van die aspekte van depressie is dat 'n persoon se konsentrasie afneem, en dit beteken dan dat dit lyk asof ons makliker vergeet, of ons is besluiteloos, of ons het hierdie kognitiewe soort van ek vergeet, kognitiewe negatiewe gedagtes. Ons praat van hierdie negatiewe gedagte-aksie-tendense. En nou kyk die jonger mense na die ouer persone en hulle dink, ja, ek sien ma of pa of ouma of oupa raak nou bietjie vergeetagtig en hulle raak 'n bietjie stadig en ja, hulle eet ook nie meer genoeg nie en hulle eet nie reg nie en ek hoor hulle kla dat hulle nie lekker slaap nie en alles daarmee saam. En nou begin ek, en ek dink, o gats, dalk is hierdie nou die voorloper van iets soos demensie, dalk is daar 'n fout met hulle bloeddruk. Ek sien byvoorbeeld dat hulle gewig verloor, hulle energievlakke is laag, hulle verslaap of hulle slaap te min, en baie keer in ons ouer persone is die eerste
soort van 'n, as ek die woord kan gebruik, 'n ernstige leuke bekommernis. Hoekom sê ek leuke bekommernis? Ons is so gewoond dat as daar iets met 'n ouer persoon nie reg is nie, dat ons klaar demensie, Alzheimer en 'n klomp sulke aspekte sien. En daarmee sê ek nie dat dit daar kan wees nie, maar ek wil net hê dat ons baie mooi moet kan onderskei tussen depressie in ons ouer persone en dan hierdie ander soort diagnoses. So wat staan ons nou te doen? En ek dink, ek wil graag weer eens hierdie beroep doen op ons jonger mense, dat ons kontak hou met ons ouers en met ons grootouers. Dat ons hulle gaan besoek as hulle dalk in 'n aftreeoord of 'n versorgingsoord is. Ja, dit raak nou al hoe makliker, omdat ons nou byvoorbeeld hierdie afleweringe het van Checkers en Pick n Pay en Woolworths ensovoorts. So wat die kinders doen is, hulle bel sê nou maar Checkers en hulle reël dat 60-60 kos op 'n weeklikse basis, wat hulle as kinders sou gaan koop en self vir die ouers of grootouers sou vat, word nou net gewoon by hulle afgelewer. So dit verminder die kontak wat ek dan nou met my ouers of grootouers het. Dit maak ons kommunikasie nog minder. Dit maak ons fisiese bymekaar wees nog minder. Dit vererger die vereensaming van ons ouer persone. Dit vererger moontlike lae gemoed of depressie, want hulle verlang. Hulle wil ons graag sien. Hulle wil met ons kuier, hulle wil met ons kleinkinders sien en kuier. Maar wat gebeur nou? Hulle word op 'n manier verder weggeskuif uit ons lewe uit. En die probleem nou is dat hulle begin moedeloos raak. Onthou, as ons hoop op iets en daardie hoop word elke keer teleurgestel, lei dit uiteindelik tot 'n groter en 'n dieper vlak van moedeloosheid. So waar ons ouer persone die verwagting het dat die kinders of die kleinkinders gaan kom kuier of meer gereeld gaan kom en nou bly hulle weg, veroorsaak dit by hulle teleurstelling, hartseer, kan woede veroorsaak, 'n gevoel van verlatenheid, 'n gevoel van ek is nie meer menswaardig om deur my kinders en kleinkinders as deel van hulle lewe gesien te word of besoek te word nie. En nou beteken dit dat ons ouer persone begin sukkel om te cope en raak hulle negatief, depressief, wat ons 100% kan verstaan. Goed, 'n paar aspekte wat ons dalk nou kan kyk. Eerste, wat ek reeds ook al genoem het, is dat ons gedagte moet hou dat die simptome van so 'n soort van 'n depressie stem baie ooreen met dit wat ons in elk geval by ander jonger persone ook sien, so ook die gedrags- en die emosionele tekens. Onthou net, as ons nou hierna kyk, of hou in gedagte, dat ons op hierdie stadium ook met baie goed in ons land gekonfronteer word, wat anders klink en lyk en is. Nuusbulletins kan ook 'n belangrike bydrae lewer om hierdie lae gemoed te sneller. En as ons nie al die kontak het nie, en ons het nie meer die koerante, en ons kan nie meer al die perspektiewe vorm nie, gaan dit ons ook laat voel, maar ek mis uit op wat rondom my gebeur. Baie dankie Tersia. Bietjie musiek en dan luister ons verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Luisteraars, en ja, dalk praat ek dan ook spesifiek met ons ouer luisteraars. Ek dink, as ons kyk na dit wat ons elke dag ervaar, waaraan ons blootgestel word, moet ons ook weet dat in ons ouer luisteraars ons baie meer gereeld moet cope met die verlies aan geliefdes, vriende, 'n man of 'n vrou wat sterf, en die proses van rou baie keer oorvleuel met ander persone, ander verliese, en dan kom ek nog nie eers by my eie
moontlike verlies aan sekere probleme wat ek ervaar met my gesondheid, mense wat terminale siektes dalk het waarmee hulle gediagnoseer word, ons ouer mense wat nie meer so fliks en vinnig is nie, wat nog steeds baie goed wil doen, maar dit nie meer kan doen soos wat hulle dit graag sou wou doen nie. So ons sien dan dat dit uiteindelik ook lei tot lewensaanpassings. As ons net vir ons byvoorbeeld self sou indink, 'n persoon wat baie aktief was, wat sê nou nou in 'n rolstoel is en baie meer afhanklik is van ander. En ek is jammer om dit te moet sê, maar my ervaring is dat in Suid-Afrika mense baie keer dink, as 'n persoon in 'n rolstoel is daar ook een of ander breindisfunksie. En ek sê dit gebaseer op die feit dat ek my enkel gebreek het en vir 'n tyd in 'n rolstoel moes wees na die operasie en hoe ek hanteer is in die algemene publiek. En ek meen as ek as 'n jonger persoon dit so kon ervaar, hoeveel te meer nie ons ouer persone nie. En ons ouer persone sien dit, hulle ervaar dit, hulle emosies, hulle gedagtes hier rondom en hulle moet hiermee voortleef. Hulle sien die nie-verbale kommunikasie van mense wat ongeduldig en ongeduldig is met hulle. En ons verwag, hulle moet vriendelik en aangenaam en hulpvaardig en diegene wees wat ons nog altyd geken het. En dit bring my weer by 'n dieper begrip en verstaan dat ons ouer persone 'n negatiewe lae gemoed kan ervaar, wat daarmee verband hou dat hulle dan uit die aard van die saak nie meer die persoon is wat ons dalk ken het, in die sin van, nou sien ons hierdie persoon isoleer, hierdie persoon wil nie graag uitgaan nie, hierdie persoon mag dalk nie meer soveel aandag gee aan persoonlike higiëne nie. As ek 'n jonger persoon in terapie sien, kan ek baie keer die vlak van depressie bepaal deur byvoorbeeld op te let na die vlak van higiëne van daardie persoon. Dit is hoekom baie van die intervensieprogramme en terapeutiese programme gewoonlik behels om te sê, staan in die oggend op uit die bed uit, moenie die hele dag in die bed bly nie. Maak jou bed op, sodat jy nie weer in jou bed gaan terugklim en daar wil bly nie. Borsel jou tande, maak vir jou koppie koffie. En mense wat ernstig depressief is, het nie die energie om te dink, ek gaan opstaan en ek gaan my bed opmaak en ek gaan my tande borsel nie. En daarom is higiëne wat dan nou nie meer dieselfde is nie. Ook een van die merkers, en ek kom terug. Dit kan nou weer eens 'n situasie bevestig waar ons dalk dink, o nee, hierdie is iets soos vervroegde demensie en alles wat daarmee saamgaan. So ons het nodig om in kontak en in kommunikasie op 'n gereelde grondslag met ons ouer persone te bly, sodat ons kan sien, as ons sien hulle begin gewig verloor, as ons sien hulle begin hulle self isoleer, as ons sien dat hulle dalk 'n bietjie sukkel met hulle konsentrasie, of hulle gee eintlik nie om, hulle wil nie regtig weer iewers heen gaan nie, en hulle omgewing lyk 'n bietjie verwaarloos of slordig, of hulle self is nie meer so gestel of ingestel op hoe hulle voorkoms lyk, en so hulle is dalk meer geïrriteerd. En ja, dit wat altyd vir hulle belangrik is, om sê nou maar by die buurvrou of by boekklub, om terug te kom na ons voorbeeld, of net 'n gaan teedering saam met 'n vriendin of in die tuin te werk. Nee, dit neem nou af. En daar is 'n gevoel van hartseer en hopeloosheid. Ja, ons weet almal, ons het ons afdae en ons het ons slegte en ons beter dae, maar dit is asof ons regtig hierdie onttrekking makliker waarneem by ons ouer persone, en hulle wil nie 'n oorlas van hulle self maak nie. So hulle gaan dan nou ook uit die aard van die saak minder kommunikeer, hulle gaan dalk skuldig voel, omdat hulle so voel, en onthou, hoe hartseer dit ook al moontlik is, dat die selfmoordsyfer onder ons ouer mense is ook belangrik om in ag te neem. Ja, dit gebeur ook. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons van hierdie tekens begin waarneem, ons moet uitreik en moet sorg dat hierdie ouer mense die nodige behandeling vir hierdie depressie kry, by 'n dokter uitkom, antidepressante kry ensovoorts.
En ek wil weer sê, ons kan baie keer sê, ja, maar antidepressante maak mense verslaaf aan pille en kom ons dink net vir 'n oomblik. As ek verkoue het, gaan ek verseker een of ander iets daarvoor gebruik. En as ek regtig siek is en die dokter sê vir my, maar jy het 'n bakteriologiese infeksie en ons moet vir jou antibiotika gee, dan gaan ek nie 'n boereraad kan volg nie, want dit beteken daar's 'n infeksie wat vir my dalk moet, wat nie net meer 'n verkoue is nie, maar met 'n ernstige longontsteking in die hospitaal kan dat beland en dalk uiteindelik daartoe kan lei dat ek kan doodgaan. So nou, as ek depressie het, dan help dit nie ek gebruik slakslaim en slangspoeg nie. Ek is jammer dat ek dit so direk moet sê, want baie keer sê mense, nee, bly weg hiervan. En ek wil mooi vra luisteraars, dat as ons hierdie tekens sien by ons ouer mense, kom ons help hulle op die werklik regte manier, dat hulle deur die regte medikasie verskoon te gebruik, uiteindelik kan herstel en hieruit kan kom. Wees asseblief beskikbaar vir ons ouer mense, vir ons senior persone. Besoek hulle, maak kontak met hulle, praat met hulle, gesels met hulle, nooi hulle saam na plekke, versorg hulle. So baie keer as ek dink aan ouer mense en dit waarmee hulle gekonfronteer word in hulle lewens, verliese, aanpassings, dinge wat verander. En ek dink dis dieselfde mense wat ons as kinders groot gemaak het, wat daar was deur alles wat ons as kinders deurgegaan het, fliks en fiks en gesond, en wat saam met ons seker gemaak het dat ons in hierdie lewe opgroei met liefde, veilige omgewing ensovoorts. En nou, so die vraag wat ek eintlik hier vir ons vra is, ken ons ouer persone, ons ouers, ons grootouers, groot genoeg, dat wanneer ons sien maar hier's 'n lae gemoedstoestand, ons dit duidelik kan onderskei van iets anders, en dat ons hierdie persone kan bystaan en kan help, en die pad kan saam met hulle loop, sodat hulle ook op 'n menswaardige manier die regte behandeling kry en weer met hoop vorentoe kan leef. So kom ons maak hierdie week deel van daardie 3 minute joernaaltjie wat ons byhou. Kom ons reik uit na ons ouer mense. Mag dit vir elkeen 'n geseënde week wees. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.